Goeiemôre aan almal. Goeiemôre aan die kykers ook. En vandag se tema is die krag van woorde. Nou ek dink dis 'n tema wat almal van ons wat ons ken. Maar weet jy, partykeer het 'n mens net daai herinnering nodig. Net om vir 'n mens weer te wys dat dit wat jy sê het soveel mag. Nie net in jouself nie, maar vir ander ook. En daar kan ons eintlik al klaar huis toe gaan. Maar ons lees in Spreuke 18 vers 21. Die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. Nou dit klink drasties as die Bybel sê, dit het die mag tussen die dood en die lewe. Maar ons almal weet, dit wat jy spreek, word wel op een of ander manier gemanifesteer in hierdie lewe. En die wat lief is om te praat, sal die gevolg dra. Dis nie noodwendig sleg nie. Die wat daarvan hou om oor God te praat, sal die gevolg dra. Die wat daarvan hou om liefde te praat, sal die gevolg dra. Maar die wat ook kwaad praat, sal dit ook dra. Elke aksie het 'n nagevolg. So, die tong is die kleinste spier in ons liggaam, maar nog steeds het hy soveel mag oor ons en oor ons wêreld. En veral deesdae, as 'n mens dink oor die moderne era, om dan net woorde word nie noodwendig gepraat nie, gespreek nie. In die moderne tyd tik ons die woorde. Dit wat jy tik, dra ook lewe of te dra ook dood. Dis net so belangrik. So, vandag gaan meer oor net om te herinner. Laat 'n mens net weer besef die mag wat 'n mens het in jou woorde. En die belangrikste van alles, hoe beheer 'n mens dit? Want is maklik om te sê, ja, jou woorde het dra lewe of dra dood. Maar hoe pas 'n mens dit toe? Wat maak 'n mens as jy dalk sukkel om jou woorde in toom te hou? So ek wil graag eers begin uit Jakobus 3, vers 3 tot 5. Het sê, vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons, en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot, en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit 'n groot mag. 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos in die brand steek. Nou daardie vers bewys aan 'n mens, so 'n klein liggaamsdeeltjie, en hy stuur jou lewe. Jou woorde stuur jou, want ons het al gepraat oor besluitneming. Mens kan lewe kies, mens kan dood kies. By elke vurk wat jy kom in jou lewe. En is altyd belangrik vir ons om lewe te kies. Al is dit hoe moeilik om te doen soms. Mens voel baie keer lus om in depressie te val. Mens voel baie keer lus om kwaad te raak vir die dinge wat in die lewe aangaan. Maar dan wat doen dit aan jou as mens? Hoe laat dit jou voel as jy daardie kant toe kies? Nou as 'n mens kyk na die bron van woorde, Lukas 6 vers 45. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn, uit die oorvloed goeie dinge wat in sy hart is. Ekskuus, ek het hom uitgelos. En die slegte mens bring die slegte tevoorskyn
uit die oorvloed slegte dinge. En hierdie ken ons almal kan dit al uit ons kop uit sê. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So mense woorde begin nie in jou mond nie. Begin nie eers in 'n mens se verstand nie. Begin in 'n mens se emosies. Waarvan jou hart van vol is, sal jou mond van oorloop. So die belangrikste plek wat 'n mens moet wag sit, is nie noodwendig jou mond nie, is jou hart. Jy moet altyd kyk, wat gaan hier binne aan in jouself? Is ek nog okay? Al is daar niemand wat dalk vir jou vra, hoorie, is jy alright nie? Vra jouself so elke nou en dan, hoorie so, Rikus, is jy okay? Sodat jy jou hart kan beheer, en as jy jou hart in beheer het, sal jou mond volg. Want dan is jou gedagtes reg. En as jou gedagtes reg is, dan praat 'n mens reg. Dan leef 'n mens reg. Vir dinge wat 'n mens dan sou kwaad gemaak het, hoef 'n mens nie eers meer kwaad te raak nie. Want hoekom? Goed wat 'n mens sou getrigger het en miskien hartseer gemaak het, dit het nie meer impak op jou nie. Want jy weet hier binne jou, is jy reg, jy's okay. So nou en dan vra jouself, weet jy, is ek nog okay? En praat met God. Dis waarvoor gebed daar is. Gebed moet nooit 'n resitasie wees wat 'n mens net opsê nie. Dis 'n gesprek wat 'n mens het. Ek meen die heel eerste gebed wat Jesus aan sy disippels leer. Ons Vader, ons Pappa, wat in die hemel is. Dis 'n gesprek wat ons met hom kan hê. En as jy voel hier binne, iets is nie reg nie, sê vir hom, weet jy, Abba Vader, help my. Dan sal jy agterkom, dit wat jy dan uitdra na mense toe, dit wat jy uitdra na jouself toe, gaan ook verbeter. Want soos ek al gesê, dis nie net die woorde wat jy aan ander spreek nie. Dis baie keer daai stil woorde wat jy vir jouself ook spreek. Ek voel nie goed genoeg nie. Ek is nie reg vir hierdie nie. Ek is nie gekwalifiseerd om hierdie te doen nie. Hoe kan ek hierdie doen? Al daai goed. Dis ook woorde. Dit word nie geuiter nie. Maar dit dra nog steeds dieselfde mag as geuiterde woorde. Nou, as 'n mens kyk, woorde, 'n mens kan partykeer woorde gebruik as swaarde, wat jy mense so pouk. Mens doen dit baie keer deur skinder, mens doen dit baie keer deur grappies te maak. Mens noem dit grappies, maar is eintlik ernstig. Ons almal doen dit. Self. Wanneer jy in jouself voel, jy dalk 'n emosie wat jy wil uiter, maar nou doen jy dit as grappie, laat die mense nou nie lelik dink nie. Maar weet jy wat, daai het nog steeds 'n impak. Nie net op jou as mens nie, maar op die vir wie wat jy dit deel. Ek meen, as jy skinder, ons almal weet die impak van skinder. Dit begin by een persoon, maar dit bly nooit by een persoon nie. Dit versprei. En dan raak dit die harte aan van die mense wat dit hoor. As 'n mens dink aan Josua en Caleb, toe hulle in Kanaan in moes gegaan het saam met die ander spioene. Toe die 10 spioene terugkom, was net Josua en Caleb positief gewees. Net hulle het gesê vir Moses, weet jy wat, ons kan dit doen. God is met ons. Die ander 8 het gesê, weet jy, ons kan nie, ons lyk so sprinkane teen hierdie mense, hulle is groot, dit is te veel, Hulle het presies dieselfde gesien. Joshua en Caleb het ook gesien wat die ander 8 gesien het. Hulle woorde was net anderste. Maar toe die ander 8 nie net gestop om vir Moses te sê nie. Daardie selfde dag, toe gaan hulle in die volk in en sê vir die mense, weet jy, ons kan nie hierdie doen nie.
Hey, as jy gesien het wat ek gesien het, nee, jy kan nie. Gaan hulle aan en hulle versprei die nuus reg oor die hele volk. Daai hele volk het later moed verloor, geloof verloor in God. So dat God vir hulle gesê het, julle vertrou my nie. Na 40 jaar wat ek vir julle gedoen het in die woestyn, al die wonderwerke wat julle gesien het, vertrou julle my nog steeds nie. So gaan julle weer 40 jaar deurstuur. En toe het hulle weer 40 jaar in die woestyn gegaan. Net die generasie van Joshua en Caleb het die beloofde land ingegaan. En Joshua het toe hulle leier geword. En hulle het Kanaan oorgeneem. Want God was met hulle gewees. So, mense woorde het soveel mag. En as 'n mens kinder weet 'n mens nie hoeveel 'n mens eintlik die persone afbreek vir wie dit sê nie. Jy doen dit dalk om te wen, soos 'n mens baie keer sê. Maar baie keer daai wenting gaan rus dan op daai ander persoon. Dit raak 'n gewig op hulle lewe. Dit raak dan, dit tas dan hulle aan. So 'n mens moet probeer positief wees. Na die toets wat 'n mens kan doen of 'n mens se woorde reg is. Jy het al agtergekom as jy net na 'n vrug kyk. Weet jy nie of hy hoe hy gaan proe nie. Praat nou nie as hy heeltemal vrot is nie. Maar eers as jy hom druk en daai sap kom uit, dan kan jy agterkom, yes. Dis lekker. Maar so ook druk die lewe jou. Nou as die lewe jou druk, wat gaan uit jou uitkom? Dink aan stresvolle tye wat jy voel, jy's heeltemal in 'n blik gedruk, jy raak skoon benoud. Watter woorde gaan uit jou mond uitkom? Gaan dit woede wees, vloekwoorde wees, of gaan jy vir die Here sê, weet jy, Here help my, ek kan nie? Of gaan jy positief praat? Wat gaan uit jou mond uitkom? En dit moet een en elkeen van julle vir julle self sê. As ek regtig in 'n baie stresvolle tydperk kom, hoe reageer ek? En dan moet 'n mens daarna kyk. As 'n mens 'n tendens het om te skinder, kan jy maar kyk, dis groot meerderheid, omdat jy 'n onsekerheid in jou hart het. Nie noodwendig oor jouself nie. Dis 'n onsekerheid in jou hart. Dan voel 'n mens ongemaklik en dan wil 'n mens daai ongemaklikheid, daai tensheid breek deur net te praat met iemand oor daardie persoon. En dan breek skinder uit. En as 'n mens vies raak. Kyk, toe ek jonger was ek 'n mens wat baie maklik baie vinnig kon kwaad raak. Nou, dit kom in by onvergewensgesindheid. Nie almal nie, natuurlik nie, maar 'n groot meerderheid. As 'n mens mooi gaan terugdink, hoekom 'n mens so kwaad kan raak, kan 'n mens altyd teruggaan na daai een oomblik of daai een persoon wat jy in jou lewe gesê het, ek kan hom nie vergeef nie. Kan nie. Kyk wat het hy gedoen. Hy verdien nie om my vergifnis nie. Dan bly daai woede in jou. En dan dit kom dan uit. Eers as 'n mens deel met dit en sê, weet jy wat? Okay, dit het gebeur. Ek vergewe jou. Al verander die persoon nie, jy sê nog steeds vir jouself, vergewe jou, ek spreek jou vry. Dan voel jy rustiger, jy voel kalmer. Dan voel jy later, maar mense kan niks aan my doen nie. As ek daardie situasie kon oorleef met daardie persoon, as ek hom kon vergewe, jou kan ek baie maklik vergewe. Dan voel 'n mens rustiger. So die oplossing wat ek wil gee is, 'n mens moet daagliks skoonmaak wat in jou hart aangaan.
daagliks daai check doen. Ek weet die lewe is besig, maar mense het elkeen van ons het ten minste 5 minute voordat jy in die bed klim. Wat jy net kan op jou knieë gaan en net vra, weet jy, deursoek my, toets my, kyk wat hier binne in my hart aangaan. En as jy fout vind, help my, moenie my so los nie, verander my. En ja, daai verandering gaan nie wees, jy gaan nie die volgende oggend opstaan en, ja, nou is ek 'n ander mens nie. Dit kom stuk vir stuk verander 'n mens. Jy voel elke dag beter as die vorige dag. Maar 'n mens moet bereid wees om te verander, sodat jou woorde kan verander. Want dit wat jy binne jou voel, laat jy uit. En dit wat jy uitlaat, kan jy of mense help, of jy kan hulle totaal en al verwoes. Nou dit bring my by Spreuke 16 vers 24. Ok, ekskuus, gaan maar terug, dis reg. Ek het vergeet ek het hom opgesit. Gaan terug na die daar's hy. Daar is kinderpraatjies wat soos dolksteke is, maar die tong van wyses is 'n geneesmiddel. Eintlik vergeet ek het hierdie vers vir julle opgesit daar, so wat wys, die Bybel praat ook, daar's kinderpraatjies wat soos dolksteke is, messteke, heeltyd. Maar die tong van wyses, as jy wysheid vir mense praat, bring dit genesing. En my volgende vers wys dit ook, Spreuke 16 vers 24. Vriendelike woorde is 'n heuningkoek wat oorloop, soet vir die keel en helend vir die gebeente. As 'n mens 'n vriendelike woord kan gee, aan jouself, veral as jy opstaan, sê, weet jy wat, ek's amazing. En nee, dis nie selfgesentreerdheid om dit vir jouself te sê nie. Sê, weet jy wat, goeiemôre oulik man. Wees bly jy het opgestaan daai oggend. Min van ons voel so, ek sukkel baie daarmee. So ek weet, ek preek meer met myself wees met julle. Maar as 'n mens dit begin doen, daai dag wat jy dit gedoen het, dan voel jy sommer, yes, ek het sommer meer krag as wat ek gehad het. En dan as 'n mens vir mense vriendelike woorde kan gee. Dis nie net vir hulle genesing nie. Dit sê daarso, is soet vir die keel. Vir jouself bring dit genesing, soet. Dit maak jou dag sommer lekker. In plaas om al klaar die oggend te begin en dink, ag, is nie nou lus vir werk nie. Ek moet nou weer in hierdie persoon se gesig vaskyk en ek het soveel baie werk en ja, dit is seker waar, daai goed gaan nie verdwyn nie. Daai persoon gaan ewe skielik nie net die volgende oggend nie meer daar wees nie. Maar as jou emosies reg is en jou besluit, jou denke beter is, kan jy vir daardie persoon sê, goeiemôre man, Jesus, hoe gaan dit? En as hulle grumble, dan voel jy, hey, so wat, jy het nie meer 'n impak op my lewe nie. Ek is nou oor daai, laat jy my lewe beïnvloed. As hulle wil negatief bly, wel, ek is positief, ek gaan aan in my lewe. Dan kan jy baie keer sien hoe jou positiwiteit daardie mense begin verander. Want hulle het altyd gesien, hulle kry reg om jou onder te kry, maar nou sien hulle maar, hey, wat gaan nou hier aan? Hierdie persoon is nou sommer gaaf met my, wat gaan aan? Dan wil hulle altyd meestal weet, wat is die catch? Wat draai jy nou polies om? Totdat hulle agterkom, nee, jy's geesgevuld, jy's positief. So praktiese toepassings. Die eerste ene is dis die 24 uur vas. Nou, hoe mens dit doen? Probeer vir een dag, maar jy moet van die oggend wat jy opstaan, vir jouself sê, ek gaan nie 'n enkele negatiewe ding vandag sê nie. Laat jy aktief daaraan dink, as jy iets wil spreek wat dalk negatief kan wees. Stop. Vir 24 uur, daai hele dag, probeer dit.
Later gaan jy agterkom, okay, dit was toe nie so moeilik nie. Die eerste keer kan dalk moeilik wees. Dan doen jy dit dan sê jy dalk vir jouself, kyk, ek sal dit dalk die volgende dag weer try, of miskien oor 3 dae, of hang af. Hoe meer jy dit begin doen, dan gaan jy later agterkom, nou is dit nie net meer sommer 'n ding wat jy aktief oor hoef te dink nie. Dit gebeur sommer net. Maar dit begin deur daai 24 uur vas. Mens kan dit amper 'n detox noem as jy wil. Wat jy net vir jouself aktief sê, weet jy wat, ek gaan kies om niks negatief te sê nie. Al is daar iets of iemand wat jou kwaad maak op daai stadium, sê net vir jouself, Soos pastoor een keer al gesê het, drink so 'n bietjie water. Dan koel jy af en jy gaan aan. In plaas om vies te raak. En dan die tweede ene is die pause reël. Presies wat ek nou eintlik gesê het. Voordat jy reageer, want baie keer as 'n mens emosioneel raak, dan wil jy dadelik reageer. Jy wil dadelik vir daardie persoon sê hoe jy voel en jy wil dadelik aangaan. Nee. As dit gebeur, wag so 'n bietjie. Haal asem. As dit jou help, tel tot 5. En dan daarna, okay, nou kan ek praat. Want dis gewoonlik daai dadelike reagering. As jy reageer, wanneer 'n mens foute maak, wanneer 'n mens die verkeerde dinge sê. Want gewoonlik, nadat jy gereageer, dan besef jy, ja, ek moes nie hierdie gesê het nie. Maar weet jy wat, dan is dit te laat. Dan is dit goed soos tandepaste wat jy uit 'n buis gedruk het. Nou is jy jammer, jy het goed uitgedruk. Okay? Probeer dit terugsit gaga? Kan nie. Dis uit, dis klaar, dis daar. The damage is done. So, voordat 'n mens net reageer, stop. Net vir 'n rukkie. Dink en dan praat. Dit kan al klaar help dat 'n mens jou woorde en jou aksies kan beheer. En dan die derde manier hoe mense dit ook kan beheer, is deur aktiewe bemoediging. Of eintlik moet ek sê, veral as jy nie lekker voel die dag nie. Gaan uit jou pad uit om mense te bemoedig. Ek dare jou eintlik om dit te gaan doen. Op jou slegste dag, gaan uit om die meeste mense te bemoedig wat jy ooit kan, en kyk hoe verander dit jou dag. Wanneer jy self down voel, vir mense te sê, weet jy wat, jy doen so goeie werk. Jy's 'n amazing mens. God het jou lief. Tonne maniere hoe mense iemand kan bemoedig. Daai bemoediging soos ons daar gelees het, is self vir jou genesing. In plaas om uit te gaan en jou eie pyn oor te dra. Pastoor het self daar ook gepraat. Hurt people. As jy seer is, maak jy mense seer, maar is nie nodig nie. As jy uitgaan en jy bemoedig mense, sal jy voel dat jy self beter raak. So ek wil afsluit met iets wat die mense nie noodwendig altyd aan dink nie. Jesus noem homself die woord. En dit verwys nie altyd net na die Bybel nie. Ja, ons weet, hy verwys na die woord van God. Maar, wat is die woord? Dis kommunikasie. So wat hy vir ons probeer sê is, hy is die hoogste vorm van kommunikasie wat ons het. So, as iets nie lekker is in jou lewe nie, spreek Jesus oor daai situasie. Nie dood nie. Spreek Jesus. Die Bybel sê self vir ons, daar's krag in die naam van Jesus. So as jy hom gaan spreek oor elke deel van jou lewe, oor elke situasie,
dan gaan jy ook agterkom, weet jy wat? Ek sien kans vir hierdie dinge. En sodra jou mentaliteit verander, gaan jou woorde begin verander. En as jou woorde verander, gaan jy sien hoe jou omstandighede begin verander. Want al verander die mens nie, gaan jy met 'n meer positiewe lens na die lewe begin kyk. Jy gaan meer die goeie begin raak sien, want jy spreek meer die goeie uit. Daar's altyd sleg in alle situasies waar jy gaan, maar dis nie nodig om dit raak te sien nie. Daar's soveel goed. Ek meen, ons elkeen het dinge waarvoor ons so dankbaar kan wees. Maar nog steeds kies ons om te kyk na die kwaad, na dit wat verkeerd is. Om af te sluit met 'n voorbeeld. Daar was een keer 'n professor gewees wat op die bord maaltafels gedoen het. Skryf hy 3, 6, 9, 11, 15, 18 en hy gaan aan. Later een van sy studente lig sy hand op, hy sê, meneer, jy het 'n fout gemaak daarso. Jy het 11 geskryf. Sê hy vir hulle, maar jy weet, ja, hy het dit aspres gedoen. Want kyk mooi, hy 3 reg, 6 reg, 9 reg, 15 reg, 18 reg. Waarop fokus daai student? 1 nommer wat verkeerd was. In plaas om die res te kyk wat reg was, kyk hy na daai 1 nommer wat verkeerd was. En dis wat 'n mens self doen ook. En dan spreek 'n mens dit uit oor jou lewe. Dan sê mens, ja, daai een ding, dan kyk 'n mens die 5 ander dinge in jou lewe mis, wat God vir jou wel gegee het. So ek wil julle los met hierdie woorde, spreek lewe in jou omgewing, spreek lewe oor die mense, jou naastes, maar ook mees belangrikste, spreek lewe oor jouself. Jy is amazing, een en elkeen van julle wat hierso sit, onthou dit. Julle het 'n God wat so lief is vir julle. Hy het letterlik alles gegee, laat ons nie moes verlore hoef te gaan nie. Hy noem ons sy kroon van sy skepping. Nou, hoe amazing is dit nie? Die Bybel sê self, ons is 'n royal priesthood. Ons, ekskuus vir my Engels, ding is, we are heirs of the Father, we are co-heirs with the Son. Weet jy wat maak dit jou dan, volgens die Bybel? Dink mooi, dit maak jou 'n prins, dit maak jou 'n prinses. Leef dit, spreek dit. Ek weet nie van 'n enkele royalty wat afkyk op homself nie. So begin daai selfde mentaliteit te kry en besef, jy is God se kind. Jy is niemand se vloerlap nie. So begin te leef en te spreek lewe in jouself, positiwiteit in jouself. Kom ons bid saam. Goeie Here, hier waar ons staan, Here, sukkel ons almal soms met wat in ons hart aangaan, Here. Want dan oordra na oor hoe ons die lewe sien, wat weer eens oordra na ons woorde toe, Here. Help ons om ons harte deursoek, Here, en daarom vra ek vandag, help ons, deursoek ons hart, Here. Enigiets wat moet uit, Here, sny dit uit, Here. Sodat ons positiwiteit kan praat, sodat ons lewe kan praat. Nie net met die mense daar buite nie, maar laat ons oor onsself kan lewe spreek, Here. Laat ons die lewe kan lei wat U wil hê ons moet lei, Here. Daarom spreek ons lewe, Here. Ons spreek liefde. Ons spreek genade, Here. Ons spreek vrede. Ons spreek blydskap, Here. Oor
alles in ons lewe, oor elke situasie in ons lewe, oor elke persoon in ons lewe, o Here. Ons bid dit in U naam se ontwil. Amen.